Liewe lede, baie welkom in die ATKV biblioteek, soos jy kan sien. Dit is vir ons weer eens 'n voorreg om vir u terugvoer te gee oor die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Ek gaan onmiddellik oorhandig aan Skalk Silje, ons besturende direkteur ATKV Sake, om bietjie vir ons meer te vertel oor hoe hulle jaar verloop het. Ook groete van my kant. Dit is lekker om weer 'n bietjie terugvoer te gee oor 'n jaar wat verby is. Dit was vir ons 'n baie opwindende jaar gewees aan die sakekant. Dit het regtig goed gegaan finansiëel. As 'n mens gaan kyk na die reismark, internasionale aankomste na Suid-Afrika het verbeter. Daar's 'n bietjie beter tipe van beheer en bestuur gewees rondom die binnelandse reismark. As 'n mens gaan kyk na visums en al die goeders wat uitgereik is om aankomste makliker te maak. En die binnelandse reismark het glad nie teruggestaan teenoor die internasionale mark nie. As ons kyk ten opsigte van wat na COVID gebeur het, is daar werklik groei jaar op jaar wat die binnelandse mark betref. En dit is natuurlik baie positief vir ons oorde, om seker te maak dat ons besetting in stand bly en dat ons selfs ons besetting verbeter. Die uitdagings wat 'n mens natuurlik het, is om seker te maak dat ons produkaanbod van so 'n mate is dat dit mense trek na ons toe. Ons het die afgelope finansiële jaar baie goeie groei gehad. Ons het so 3% gegroei rondom ons kampeerbesetting en so 1.8% groei rondom ons akkommodasiebesetting. En dit is toegeskryf aan die opgradering van ons produkte. Ons het so in die omgewing van 39 miljoen kapitaalprojekte spandering gehad. So 38 miljoen het ons spandeer in instandhouding en so 15 miljoen het ons vervangings gehad. En dit uit die aard van die saak het ons so 93 miljoen aan ons produkaanbod spandeer. En dit moet 'n mens maar doen om mededingend te bly in 'n baie mededingende mark. As 'n mens vinnig gaan kyk wat ons by die oorde gedoen het, Buffelspoort het ons nie verskriklik baie kapitaalopgraderings gedoen nie. Ons moes netwerk opgraderings doen. Ons het die hele rioolsisteem moes ons die meganika bietjie verander en opgradeer. Ons moes gekyk het na ons brandbestrydingstipe van kanale en netwerke wat ons 'n bietjie beter gemaak het. Ons het nog steeds ons dakke aangespreek, die rietdakke wat ons vervang met teeldakke, wat ons die afgelope jaar gedoen het, en dan het ons ook voor die restaurant en voor die winkel het ons verandering aangebring ten opsigte van die afdakke daar. Veral in die reëntyd sal dit nou baie help dat mense bietjie daar uit die reën uit bly wanneer hulle daar langs sou beweeg. Ons het ook in die vermaakkant by Buffelspoort het ons 'n spaanbaan gebou, 'n padelbaan, wat die mense nou maar seker beter sou verstaan. En uit die aard van die saak het ons ook 'n groot skerm by die onderdak swembad opgesit wat vir ons help waar ons kon uitsaai rondom die vermaakaktiwiteite wat op die oord plaasvind. By Drakensberg het ons as gevolg van die groei in die skolemark was ons genoodsaak om sekere uitbreidings te doen rondom ons akkommodasie, en daar is ons tans nog besig om addisionele eenhede aan te bou vanjaar om vir ons te help om daai groei te kan stimuleer. Ons het so in 3 jaar se tyd het ons skolemark so in die omgewing van 92% gegroei, wat wonderlik is, en ek dink wat wonderlik sal wees vir die toekoms om daai oord dan gevestig te kry as 'n skole tipe van mark as gevolg van die omgewingsentrum wat die oord ook daar omgewingsaktiwiteite wat die oord aanbied. As ons kyk na eiland, het ons al die rietdakke is nou opgegradeer. Dit was so 2 jaar opgraderingsproses gewees. En ons het ook skotels en televisieskotels veral vir ons kyk net vermaak het ons opgegradeer en die syne, wifi syne is verbeter sodat ons 'n beter aanbod daar kan plaas. Ons het ook verder gegaan. Wat vir my baie opgewonde maak is dat ons het 'n warmwaterbeheersisteem wat ons besig is om te toets, wat beteken aan die einde van die dag dat ons al ons warmwaterstelsels elektronies kan beheer, en ons is in die proses om dit te finaliseer, en dit sal aan die einde van die dag na al die oorde toe uitgerol word, wanneer ons dit finaal getoets het by eiland. Ons Maintain X program wat nou al oor 'n paar jaar kom, is ons instandhoudingsprogram waar ons ook nou verder gevorder het, waar mense deur middel van 'n barcode binne 'n eenheid
'n fout binne 'n eenheid kan rapporteer en dat ons dan vinniger reaksie van die personeel kry om dit te kan oplos. So, dit is ook iets wat vir ons baie opgewonde maak en wat ons voel groot kliëntewaarde sal hê in die toekoms rondom die diens wat ons wil verrig. By Goudini het ons nie vanjaar baie kapitaal gehad nie, inteendeel ons het eintlik maar net as gevolg van vloede wat daar plaasvind, het ons waterbestuur toegepas. Ons het nuwe kanale gebou deur die oord om seker te maak dat die water wat van die oord afkom nie in ons geboue inloop nie en dit is effektief toegepas en opgegradeer. Ons het in die begin van die jaar weer so 'n bietjie baie reën gehad en dit het baie goed gewerk, dit wat ons gedoen het in opsigte van die vorige jaar se vloede wat daar plaasgevind het. Ons sonstelsel by Goudini is nou afgehandel. Dit is 'n wonderlike toevoeging vir die toekoms dink ek ten opsigte van kragbesparing en ons energiebeheer wat ons daar gaan toepas en ons is baie opgewonde dat hy ook tot sy reg sal kom. Ons sal nog verdere sonplaasontwikkelings doen by ander oorde soos wat die finansies tot ons beskikking raak om dit te kan doen. As 'n mens kyk na Klein Kariba, het ons die laaste fase van die berghuise opgegradeer, die stoepe, wat ons die stoepe toemaak, om dit meer bruikbaar te maak vir mense om op te leef, vir alles in die reenseisoen, kon mense nie regtig van die stoepe gebruik maak nie, so al ons berghuise se stoepe is nou toegemaak, en waar hulle dan nou onderdak braai sal hê, wat tog maar belangrik is vir die Suid-Afrikaner, nê, om te kan braai en buitekant te kan wees. Ook by Klein Kariba het ons wat die vermaakkant betref, het ons 'n zipline gevestig. 'n Zipline is so van 8 platforms af, wat ons so oor 'n kilometer kan na tussen die berge rond, soos 'n voël gly. Dit is 'n lekker nuwe vermaak aanbod wat ons daar gevestig het. Daar is ook by Klein Kariba 'n padelbaan gebou, wat ook 'n lekker bydra is rondom die vermaakaksie wat daar plaasvind. Natalia het ons nie veel kapitaal spandeer nie. Die noodsaaklike by Natalia was die bou van 'n reservoir as gevolg van die gedurende watertekorte wat ons het as gevolg van die munisipaliteit wat nie vir ons die nodige diens kan lewer nie. So dit is gevestig en dit is 'n groot toevoeging. Ons het ook 'n washuis daar ingerig. Ons doen nou ons eie washuisdienste wat 'n groot positief is en ons het ook die restaurant opgegradeer wat 'n belangrike bydra is. So as ons gaan kyk na ons sakebedrywighede by seefront, het ons ook nie vanjaar veel werk gedoen nie, bouwerk gedoen nie. Ons het heel wat opgraderings gedoen en ons is ook daar besig met 'n regte aansoek om seker te maak dat ons verdere spasie kan ontwikkel in die toekoms om die fase 2 van ons ontwikkeling klaar te maak. Net Milky Lane was Desember maand gevestig gewees, is as die enigste nuwe winkel wat ons oopgemaak het. Ons poog maar nog steeds by seefront om huurders te kry wat vir ons langtermyn tipe van ooreenkomste kan teken, sodat 'n mens die risiko rondom inkomste kan bevestig, dat ons seker maak ons kry genoegsame inkomste om die sentrum suksesvol te kan bestuur. By 9 ster Klein Kariba is die verkope maar traag van die erwe. Ons het laas jaar so 15 erwe verkoop en hierdie jaar gaan dit baie beter. En die poging is nog steeds om te kyk of ons nog 'n fase in die toekoms kan ontwikkel. Ons het laas jaar ook 'n reservoir gebou, wat die tweede reservoir is vir die landgoed, wat belangrik is vir watervoorsiening. Daar woon nou so 'n omgewing van so 287 gesinne, huise wat bewoon word, en daar is heel wat bouaktiwiteite wat nou plaasvind rondom verkope wat reeds in die verlede plaasgevind het. As ons kyk na ons veiligheidsomgewing, het ons vir 3 jaar plan gehad om alle veiligheid en sekuriteit by ons oorde op te gradeer, in die vorm van heininge, toegangsbeheer, beligting en al daai tipe van goeders, en dit is omtrent al wat ons vanjaar by Hartenbos gedoen het. As mens gaan kyk na Hartenbos, het ons kamerastelsels ingesit rondom die beveiliging van die strate, van die oord self. Dit is deel van die Mosselbaai veiligheidssentrum wat hulle gebou het rondom kameras in die dorp, en ook selfs die omgewing wat so ver strek as Oudtshoorn, Albertinia en ook George,
en die ATKV Hartenbos is nou deel daarvan om daai veiligheid. Ons het ook by Hartenbos het ons ook vanjaar baie gewerk rondom die veiligheid en die beveiliging van ons strandwalle. Ons het heel wat geld daar spandeer om seker te maak dat ons strande beveilig is, dat die wandellaan beveilig is ten opsigte van die effektiewe beskerming van die walle. So ek dink dit was vir ons 'n noodsaaklike werk geweest wat ons daar gedoen het om seker te maak dat dit in stand bly. Terug by die sekuriteit en veiligheid het ons ook ons toegangsbeheer soos ek opgeskerp. By al die oorde is daar nou 'n biometriese stelsel rondom na die ingang van die oord toe om seker te maak dat ons veiligheid opgeskerp word. Ons heininge is almal klaar gedoen en die elektrifisering van die heininge is ook afgehandel wat 'n groot positief is rondom die veiligheid van ons oorde. As ons kyk ook na ons groen ontwikkeling, het ek nou reeds gepraat oor die sonpanele. Water is vir ons 'n ander belangrike aantrekkingskrag wat ons moet seker maak dat ons dit bespaar. Ek doen maar altyd die beroep wanneer ons met almal praat wat na ons oorde toe kom, dat mense water spaarsamig moet gebruik en dat ons seker maak dat ons nog water vir die toekoms gaan hê. Ons het ook grijswater wat ons baie effektief hanteer en gebruik vir ons tuine, veral by Klein Kariba, Buffelspoort, Drakensberg en by Eiland. En ons is ook besig by ander oorde waar ons water tot ons beskikking het om dit in die toekoms nog steeds effektief te kan behandel. Wat vir my lekker positief is vir die afgelope jare is dat ons het gaan kyk na die kosaanbod by ons oorde. Dit is 'n baie belangrike faktor dink ek vir die toekoms. 'n Groot aantrekkingskrag is kos en watter aard van aanbod 'n mens na kan gaan kyk. So ons is deurlopend besig om te kyk na ons spyskaarte, ons resepte om dit ook as 'n aantrekkingskrag te vestig. Veral ons wegneem etes rondom ons swembaddens het vanjaar baie aandag gekry om seker te maak dat ons 'n goeie tipe van aanbod kan daarstel. Diegene wat by die kultuurkuier was, kan sekerlik praat en getuig daarvan dat die etes gedurende die kultuurkuier van hoogstaande gehalte was en dit is min of meer die standaard wat ons graag rondom dit wil vestig. Ook ons winkels, kyk ons maar altyd na wat op die rakke moet wees, wat se lyne beskikbaar moet wees. Ek meen ons winkels is margerieswinkels. Ons het selfs toets ons nou by Klein Kariba rondom kamptoerusting wat ons daar aanbied. En ek dink dit is belangrik dat ons ook sien of dit 'n behoefte is rondom ons kampers om hulle tyd wanneer hulle by die oord spandeer vir hulle meer gerieflik te maak rondom die aanbod wat ons daar vestig. Ek dink dit is min of meer wat ek wil sê rondom vanjaar. Die finansiële inligting sal hanteer word in die finansiële state. Ek wil regtig weer ons lede bedank vir hulle bydrae wat hulle gelewer het vanjaar ten opsigte van die besoeke aan ons oorde. Dit is maar altyd 'n baie belangrike faktor vir ons om seker te maak dat ons ledebesetting groei en dat die lede van ons oorde gebruik maak en baie dankie vir een en elkeen van u wat ons vanjaar besoek het. Ek wil ook dankie sê aan die personeel van ons oorde en van die sakekant wat uit die aard van die saak hulle deel daarvan bygedra het om seker te maak dat ons produk wat ons aanbied van so 'n aard is dat hy altyd 'n voorkeurproduk sal wees en dat ons sal seker maak dat hy een sal bly vir die toekoms om ons oorde mededingbaar te maak. Baie dankie weer eens van my kant af vir een en elkeen van u en ons hoop dit gaan goed met u en baie sterkte, seën vir almal. Baie dankie Skalk, groot waardering ook vir al die harde werk. Die ATKV het 'n baie goeie jaar agter die rug. Ons het in die MSW geleedere gesien dat ons 'n 8% styging in ledegeldinkomste kon behaal en ook 'n positiewe ledegroei kon toon. Ons takkeafdeling gaan regtig waar van krag tot krag. Ons het 'n 9% groei in die aantal takke gehad, 17% groei in die aantal aktiewe taklede en 'n 22% groei in die aantal projekte wat deur takke aangebied word. Dit bly vir ons kernbelangrik om die voetspoor van die ATKV deur middel van ons takstruktuur te verstewig en die verspreidingskanaal wat dit vir ons bied te optimaliseer. So aan ieder en elk van u wat so deelneem, baie dankie, groot waardering. Nasionale projekte het ook
'n baie sterk groei getoon in terme van deelnemersgetalle. Ons het 'n groot jaar agter die blad in terme van die Vriende van Afrikaans se 30ste bestaансjaar, Crescendo se 50ste bestaансjaar wat ons gevier het, en om terug te kyk en te sien wat 'n projek soos Crescendo gedoen het vir die Afrikaanse musiekindustrie is ongelooflik. Die getuigskrifte, die deelnemers, die baie bekende sangers wat deur daardie pipeline gekom het werklik waar die industrie gehelp vestig. Nasionale kunstefeeste bly vir ons 'n baie belangrike platform en ons ondersteun dit graag ten einde die kuns- en kultuurmandaat van die organisasie tot sy volle potensiaal uit te leef. In terme van ons onderwysfokus, dink ek ons maak 'n baie goeie vordering met ons Abbasorg vroeë kinderontwikkelingsprogram. Ons het afgehandel 'n loodsprojek wat ons in samewerking met die Afrikaanse Taalraad aangebied het, waar ons 15 jong mense geneem het met geen vooruitsigte in 'n gemeenskap soos Makassar en hulle opgelei het, en reeds 4 van hulle kon daardeur vaste werk behaal. Ek dink dit is vir ons altyd wonderlik om te kan sien dat iets wat ons klein begin uitkring. Dit is daardie klippie in die dam wat daai kringe groter en groter en groter maak, wat later die golf wees, of golf maak wat ons graag wil wees. Ons het ook gesien dat ons kopskuifprogram baie beslis byval vind, dat daar 'n baie groot behoefte in onderwysgeleerders vir daardie tipe ondersteuning is, en as gevolg daarvan het ons ook begin met 'n akkreditasieproses deur SARU om die digitale komponent van daardie opleiding aan soveel moontlik onderwysers beskikbaar te maak en toeganklik te maak ten einde die kwaliteit van onderwys in die land te verbeter. Vennootskappe is en bly vir die ATKV baie belangrik. Ons netwerk is wat vir ons help om regtig ons mandaat te kan uitvoer, en in hierdie verband het ons dan nou ook hande gevat met verskeie verskaffers om ledevoordele uit te bou en dus ons ledeaanbod te versterk. Ek dink dit is belangrik om deurlopend in voeling te bly met wat die behoeftes is van ons lede, en ons het navorsing onderneem in die jaar wat verby is, om ook by lede en nie lede 'n bietjie te hoor wat hulle verwagting van die ATKV is, wat hulle sien, wat hulle ervaar, waarvan hulle hou, waarvan hou hulle nie. En die interessante uit die vraelyste is dat daar ongelooflike groot komponent mense is wat met die ATKV assosieer, wat nie noodwendig moedertaalsprekers van Afrikaans is nie, maar wat die waarde kan sien van die projekte wat ons aanbied en die bydrae wat ons as 'n burgerlike organisasie in die landskap in Suid-Afrika maak. Ek wil vir u noem dat Applous het ongelooflik goed gevaar, en een van die beoordelaars het na die tyd na my toe gekom, Professor Martin Bergen, hy sal nie omgee dat ek dit noem nie, en hy het vir my gesê, hulle by die Universiteit van Stellenbosch is besig met 'n studie waar hulle bietjie kyk na hoe koorsang ontwikkel het en wat alles in die kooromgewing gebeur, en hulle het absolute bewys wat hulle kan staaf, dat die ATKV se keuse om in 2001 die Afrika lied in te sluit in die repertoire van kore 'n impak gehad het wêreldwyd, en hulle kan dit absoluut gefundeerd uit hulle navorsing vir ons toon. So die belegging in kuns en kultuur is 'n langtermynbelegging. Dis nie iets wat noodwendig onmiddellik die resultate lewer wat 'n mens wil sien nie, maar met tyd kom dit, en ek dink die kwaliteit van ons projekte en die kwaliteit van die produkte wat ons projekte oplewer, getuig daarvan. Dan ook het ons om die jong volwasse mark bietjie te teiken, so 2 jaar terug afgeskop
met Global Changemakers wat 'n vennootskap is met die Verenigde Nasies. Ons bring jong leiers van reg oor die wêreld bymekaar, so 50 op 'n slag. Die eerste jaar was ons net uit die Afrika-kontinent verteenwoordig, maar jaar 2 was ten volle internasionaal. Dit is mense wat aansoek doen, wat deur 'n baie streng keuringsproses gaan en wat vir ons hulle projekte kom voorhou, wat oplossings bied in hulle gemeenskappe vir die uitdagings waarmee hulle gekonfronteer word. Hierdie vertaal dan na 'n netwerk, 'n internasionale netwerk van jong leiers wat beleid beïnvloed, wat besluit om in die politiek in te gaan, wat besluit om in leiersrolle in ander instansies in te gaan en wat regtig hulle passie uitleef om van die wêreld 'n beter plek te maak. Dit is ongelooflik om die energie en die innovasie te sien wat hierdie groep jong mense na die tafel toe bring. En dit is 'n baie belangrike stem vir die ATKV se toekomstige posisionering. In terme van ons 100 jaar viering, ja, almal van ons weet dit gebeur in 2030 en dit klink nog ver, maar ons het reeds begin met voorbereidingswerk ten einde seker te maak dat 2030 'n baie suksesvolle jaar sal wees. Ons het in hierdie jaar ook begin aandag skenk aan die Hartenbos Museum in terme van die opgradering en die instandhouding en net 'n bietjie 'n vernuwing om die aanbod daar aanloklik te maak, ook vir toeriste wat die omgewing besoek en om die verhaal mooi te vertel. Ek dink ons sit met ryk kultuurskatte en ek dink dis 'n baie belangrike deel van die erfenis en dis vir ons belangrik om dit te bewaar en dit te ontsluit. Ek wil afsluit deur vir u te sê, die ATKV bly verbind tot Suid-Afrika, tot die sukses van Suid-Afrika, tot die verskil maak wat in elkeen van ons lê. Aan die personeel van die ATKV, baie dankie vir julle loyaliteit, julle harde werk, dat ons altyd op julle kan staatmaak en dat ons weet julle die belange van die organisasie op die hart dra. En dan 'n spesiale woord van dank aan Tommy Truscott, wat vir ons die syfers gaan verduidelik. Tommy tree uit, ons wens vir hom sukses toe vir sy toekoms, en dan nou absoluut nie die laaste of die minste nie, maar ook aan Skalk, baie dankie vir 14 jaar se lekker saamwerk. Ek hoop regtig dat jou toekoms vir jou blink gaan wees en dat jy en Linda 'n vol en vervulde lewe sal hê. Ons sal te gelegener tyd weer afskeid neem, maar ek maak ook van hierdie geleentheid gebruik om jou te bedank vir die absolute nalatenskap en die absolute invloed wat jy op die ATKV gehad het om ons regtig in 'n ander klas te plaas. Baie dankie.